Goeiemôre almal. Vandag is dit Dinsdag, dis die 1 Julie die jaar 2025. Dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. Waantoe vlieg die tyd? Ons is in die middel van die jaar. Dis verskriklik. Maar ons weet dat God is in beheer en ons weet dat hy het gesê dat in die laaste dae sal die dae verkort word sodat ons kan hanteer die dinge wat oor die wêreld kom. Halleluja. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor volharding. Nou hulle sê hierso Napoleon Bonaparte het gesê dat die oorwinning aan die een behoort wat die langste kan volhard. Het jy al 'n ver wandelpad gestap en baie moeg geword? Kyk, ek en Danie daar by die voetspadskloof en toe ons daar halfpad kom sê hulle, julle is nou halfpad. Dit was 4,5 kilos, ons het 9 geloop. En ek dink, Jesus, as my seun nou hier was, het ek hom gebel gesê, jy weet my kom haal. Maar jy konsentreer nie op die pad wat voor jou is nie, maar jy konsentreer op die eindpunt. Jy weet dat daar waar die eindpunt is, kan jy weer rustig op jou bed gaan lê en jy kan net 'n bietjie rus en asem skep. Die hoogste berg word uitgeklim, tree vir tree, en die een na die ander. So ook die pad deur die lewe. Die pelgrimstog is na ons eindbestemming toe. Ons moet volhard tot die einde toe, dis tog wat die Here vir ons sê in sy woord. Maar kom ons gaan lees so 'n paar verse hier in die Here se woord. Die eerste een natuurlik 2 Kronieke 15 vers 7. Wees julle dan sterk en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is 'n loon volgens julle werke. Halleluja. Psalm 27 vers 14. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here, want soms voel dit asof hierdie reis net te ver en te moeilik is, veral mense wat byvoorbeeld baie siek is, wens dat die tyd net wil aanbreek dat hulle sal heen gaan. Matteus 24 vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Halleluja, wat 'n groot belofte vir ons opgeteken. Dan Hebreërs 10 vers 36, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Dan Hebreërs 12 verse 1 tot 3, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinde van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Halleluja. Dit is net 'n awesome woord daar vir ons. En dan die volgende gedeelte is hier uit Jakobus 1 verse 2 tot 4. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoeking val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet ten volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Halleluja. Dit versterk net ons geloof. Amen. Dan Openbaring 2 verse 2 en 3 is ons laaste gedeelte. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbeid en nie moeg geword het nie. Halleluja. Kom ons bid saam en vra die Here om ons te help om te arbei in hierdie land waarin ons is. Halleluja. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, die oes is ryp op die land. Here, ons bid en vra dat U arbeiders sal stuur in die land, Here, sodat nie mense verlore sal gaan nie. Here, maar dat hulle die ewige lewe saam kan beerwe. Here, ons wil so graag volhard tot die einde toe. Here, want al wat ons het is ons geloof. Al wat ons het om op staat te maak is U en U woord en die waarheid wat ons lei elke dag om vir ons te sê, weet jy wat, moenie nou handdoek ingooi nie, moenie nou moed verloor nie.
Ons is amper daar. Die wenpaal is voor die deur. Here, sodat ons almal sal volhard. Here, my gebed is dat U ook ons geliefdes, die wat U nog nie ken nie, die wat nog nie 'n pad met U stap nie, dat U hulle sal help om te volhard, dat hulle U sal aanneem en U sal begin dien in gees en in waarheid. En dis my gebed in Jesus naam. En ek eer U daarvoor. Halleluja. Amen en amen.